Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou kind van God, ek wil gou 'n bietjie by jou hoor dat wanneer jy iets reg kry, as jy iets bereik het en as jy net terugkyk en jy sien wat jy alles behaal het, jy voel goed oor jouself, reg? Jy voel gelukkig en jy voel jy kan sommer die volgende taak aanpak. Maar vergeet ons nie baie keer wie eintlik die eer moet kry nie. Ek dink baie keer in ons lewens het ons die manier om so vinnig onsself op die skouer te klop. Maar ons vergeet, wie is eintlik die een wat ons in staat stel om hierdie dinge te kan doen, om daai sukses te behaal wat jy behaal het, om dit te kan doen wat jy gedoen het. En as ek nou weer eens 'n voorbeeld mag vat, soos ek wat nou nie kan sien nie, as ek iets reg kry, dan het ek altyd die neiging om te sê, prys die Here, want ek gee die Here alle eer en lof, want as dit nie vir die Here is wat my die verstand gee om nog te kan aangaan sonder my oë nie, waar sou ek wees? Hoe sou ek te werk gegaan het? En baie keer sê ek ook, dankie Jesus, want ek voel persoonlik, dit is die regte ding om te doen, om vir Jesus dankie te sê vir dit wat ek kan regkry. Ek het aan die begin van wat ek my oë verloor het ek gedink, gaan ek kan regkom. Maar die Here het my gevul met wysheid. En dis hoekom ek die Here kan loof en prys. Want as dit nie vir hom is nie, waar sou ek wees? En ek wil hê elkeen van julle wat dalk in 'n posisie is, wat jy dalk nie iets vir jouself kan doen nie, maar jy kry dit reg. Dink 'n bietjie, wie stel jou in staat om dit te kan doen? Ons lees in Sagaria 4 vers 6 waar daar staan, en ek wil eintlik die Engels lees, want hy sê dit so mooi, nor by might, nor by power, but by your spirit. Hy sê dit vir my net so mooi in Engels, en dit is so. Dit is nie deur ons eie krag nie, my boetie en sissa, dit is deur die genade van Jesus Christus, wat vir ons in staat stel om te kan doen wat ons doen. Alles wat ons het, alles wat ons is, ja, ons doen dit. Ons werk vir ons geld, ons werk vir wat ons wil hê in die lewe en dat ons wil 'n toekoms bou. Maar wie gee vir ons die insig om dit te kan doen? Die Here natuurlik. So ek is 100% seker, nie net ek nie, maar baie van ons kan vanoggend sê, soos wat Josef gesê het, toe hy by koning Farao was om die drome uit te lê, in Genesis 41, waar hy gesê het, nie ek nie, maar dit is God, wat my die drome laat uitlê. En so kan elke een van ons ook sê, dit is nie ek nie, maar dit is God, wat vir my die krag gee, om te kan doen wat ek doen. Dit is God, wat vir my vul, met die wysheid, die insig, die krag, en die sterkte, om te kan voluit leef. En ek gaan vandag vir jou bid, vir jou, wat op die oomblik op 'n plek is, waar jy so nutteloos voel. Weet net, deur die krag van God, is jy tot soveel in staat. Gee hom alle eer, lof en heerlikheid, en hy gaan vir jou meer en meer versterk. Vader, ek bid vir my boetie en sissa, ek bid vir hulle, wat op die oomblik op 'n plek is, waar hulle sukkel, liewe Here, om aan te gaan. Ek bid, raak hulle aan, Here, dat hulle weet, dit kan nie deur hulle eie krag wees nie, maar dit kan net deur die krag van Jesus Christus is wat hulle in staat stel. Vader, mag elkeen van ons elke dag besef, vir wie moet ons alle eer gee, oor dit wat ons kan doen, dit wat ons kan behaal, dat alles uit U en deur U is. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.